Radio Roepsien, ons mense, ons radio. Jou stem, jou roepsien, waar ons saam kan hoor. So terlops, kom gesels saam. Met mense met sake, hier is plek vir jou naam. SBB Sakekamer, neem hande. Ons bou saam aan nuwe bande. Met idees, geleenthede en 'n visie vorentoe. 'n Sterker besigheidsgemeenskap, dis wat ons doen. In 'n rigting vorentoe. Welkom by vandag se gesprek. Jy is ingeskakel op Radio Roepsien. Dit is Woensdagoggend, die 26ste Augustus, 10:10. Ek gesels met jou vanuit Appington, hier by die hoofkantoor van Suidland Burgerlike Beskerming, en ons is die radiostasie van Suidland Burgerlike Beskerming, Radio Roepsien. Ons mense, ons radio, jou Roepsien. Nou, soos beloof, gesels ek met Heloise Mostert, al die pad vanuit Kleinsee, en Heloise is deel van die Sakekamer by SBB. Goeiemôre, Heloise. Môre Francis. Welkom hier by Radio, en dankie dat jy ingestem het om met my te gesels vanoggend. Ja, baie dankie vir die geleentheid om hier te wees. Dit is voorwaar vir my 'n voorreg om vanoggend met jou te kan gesels. Okay, Heloise, sê vir ons, wie is jy? Wat is jou agtergrond? Ek is 'n geregistreerde rekenmeester hier in Kleinsee en my belangstelling in hierdie veld het eintlik al baie jare terug begin. Ek het in 1993 my nasionale diploma gedoen in interne ouditkunde by die Ou Kaapse Technikon. Hy is nou vandag beter bekend as die Seafood. Daar is mos nou so baie drama rondom dit. En my heel eerste werk as 'n jong meisie was by Towerkop gewees, waar ek as 'n assistent rekenmeester begin werk het. En Towerkop is toe later oorgeneem deur Parmalat en ek het toe kort daarna betrekking aanvaar by 'n ouditeursfirma en as 'n senior rekenmeester gewerk vir baie jare. Daar het ek die grootste gedeelte van my loopbaan ervaring opgedoen, waar ek finansiële state opgestel het, auditprogramme uitgevoer het, inkomstebelasting opgawes voltooi het. Daardie jare was dit nog alles met die hand gewees. Ons het alles met die hand voltooi en jy het fisies SARS toe gery en jy het dit daar gaan indien. En en ook in belasting en ek en Duarte het in 2017 het ons Kleinsee toe getrek en hier rondom 2020 het SARS baie aggressief geraak en hulle het alles gedigitaliseer en mense geforseer om op datum te wees met hulle belastinggoed. So ek het definitief gesien dat daar's 'n leemte in ons area. Hulle het iemand soos ek nodig en dit is eintlik wat my genoodsaak het om wat my laat besluit het om te registreer en ek het toe geregistreer as 'n rekenmeester en ook as 'n belastingpraktisyn by SARS. So ek is tot nou toe nog hierso, so dis nie kort my agtergrond. Nou, Heloise, daar is nie alle mense word sommer net op 'n dag wakker en besluit hulle trek Kleinsee toe nie. Vertel vir ons, hoe het jy besluit om soontoe te gaan? Dit was nie eintlik 'n moeilike besluit nie. Ek en Duarte het al twee hier in Namakoland groot geraak. So ons is baie lief vir hierdie wêreld en ja, ons woon baie lekker hierso. Pragtige wêreld. Kwaliteit lewe. Ja, ek dink meeste mense wat hoor jy kom van Kleinsee af, sal seker vir jou sê, wel, dit is met my die geval, is ek weet van Kleinsee, want ek het die eerste keer daarvan gehoor toe iemand vir Johan Stem het gevra het waar hy groot geword het. En dis 'n klein ver Noordweskus, daar naby Polgarief. So ja, ek dink dit is ken om dit te waardeer en om laat wil teruggaan. Ja, jy weet Duarte se Ekskuus tog om jou baie lank.
Ekskuus tog Fransis, ek het nou nie mooi gehoor nie. Nee, ek sê, hoe ek van Klein C die eerste keer gehoor het, was toe iemand vir Johan Stem het in 'n onderhoud gevra het waar kom hy vandaan. Toe sê hy 'n klein plekkie met die naam van Klein C daar op die ver noordweskus end van Port Nolloth af. En dit is seker ook die reaksie wat jy van meeste mense kry, want ek dink min mense weet van Klein C. Ja, baie min mense weet van Klein C en dwars deur my lewe kan ek sê dat selfs toe ek gaan studeer het in die Kaap en mense vra vir my waarvanaf kom jy en ek sê Klein C, dan sê hulle waar's dit? Dan sal ek sê dis 'n klein myndorpie in Namakoland en dit is by die see. So nee, maar dit is 'n pragtige area. Die luisteraars kan, as hulle nog nie hier was nie, die dorp het natuurlik met al die mynbedrywighede wat gestaak is deur De Beers, het die dorp die afgelope tyd baie agteruit gegaan, maar ons glo en vertrou met die oorname van die plaaslike munisipaliteit hierso, dat dinge weer sal optel en hulle ons pragtige dorpie weer so mooi sal maak soos altyd. Ja. Soos wat hy kan wees. Ja, as jy nog self nie in Klein doen jouself die guns gaan maak daar 'n draai. Hy het nog baie van sy karakter oor van destyds, al is dit baie verwaarloos. Okay, Louise, die rede hoekom ons vanoggend gesels, jy het nou vir my gesê in watse bedryf jy tans werk en jy is deel van die SBB Sakekamer. So wat sal jy vir ander besigheidseienaars sê? Hoekom is dit voordelig om deel te wees van hierdie Sakekamer? Ek dink Fransis, een van die grootste redes is dat besighede in vandag se moeilike ekonomiese tye nie in isolasie kan funksioneer nie. Ons het wel mekaar nodig. En die Sakekamer van SBB skep 'n platform wat besighede plaaslik of dan nou besighede van die lede hoofsaaklik se belange beskerm. Ons bevorder en ons beskerm mekaar se belange en ons kan 'n sterk platform, organisasie vorm waar ons kan mekaar help om ekonomies te groei. In tye wanneer, jy weet, dis baie moeilike tye daar buite, mens ervaar dit daagliks wanneer jy met mense te doen kry. So ek dink die Sakekamer kan 'n platform skep waar ons mekaar kan help, mekaar se belange kan beskerm. Dit is 'n plek waar jy kan opleiding kry, werkswinkels reël, 'n klomp sakemense van verskillende agtergronde. En ek dink dit is nie net klein of, hoe kan ek sê, mens moet nie voel dat jou besigheid nuut is of dat jou besigheid te groot is of te oud is nie. So 'n Sakekamer het elke besigheid nodig wat betrokke wil raak. Jy kan inkom as 'n mentor byvoorbeeld om weer 'n kleiner besigheid op die been te bring of te help, of dis waar mense kan hulle probleme deel, hulle kwessies wat hulle het en waar ons kan help om oplossings te vind vir mekaar as ons 'n probleem het en saamwerk met ander organisasies om saam te groei. Ja, en ek dink ook wat veral belangrik is wat daarbey uitstaan is die feit dat ons onder ons eie mense hierdie netwerk skep om mekaar sodoende te ondersteun. Ja, dit is nogal baie belangrik. Ons skep nie net 'n netwerk nie. Ek dink ons skep ook 'n intelligensiesentrum waar besighede kan inligting bekom wat absoluut belangrik is om te weet wat aangaan in die wêreld, wat aangaan in besighede en ook wat hulle te wagte kan wees. Hoe lyk die toekoms vir besigheid? En dit is baie noodsaaklik vir beplanning. En jy weet hoe jy vandag werk is die gevolg van wat môre gaan gebeur. Ja, en ek dink jy sal met my saamstem dat SBB baie moeite doen om uit te bou, dat daar nie net 'n groeperingsplan is nie, maar dat daar ook die nou en vandag is, want daar is baie mense wat eintlik uitdagings het in vandag se tyd. Hoe gaan ek aan die einde van die maand weer my huur betaal, of hoe gaan ek krag oplaai om genoeg
kragte hê vir die res van die week. Dis vir mense nou 'n uitdaging. Soos wat SBB praat oor die dantyd, daar is baie mense vir wie die dantyd nou is. So ek dink dit is belangrik om voorsiening te maak natuurlik en om 'n lewe te leef nou, sodat jy in staat kan wees om voor te berei vir die dantyd. Ja, dit is baie belangrik. Dis hoekom ek sê vir ons besighede skep dit 'n inligtingseentrum waar ons dit kan deel, met mekaar kan deel en ons beplanning kan doen en ook 'n sterk fundament vir sou daar chaos en anargie uitbreek, dat ons daar is om mekaar te kan ondersteun, dat ons nog steeds kan aangaan te midde van die hele wêreld rondom ons wat in chaos is. En ek dink dit is eintlik 'n baie belangrike punt. Ek het gelees dat die eerste sakekamer is gestig in 1599 in Marseille in Frankryk. En al die geskiedenis van die sakekamer is juis om besighede te bevorder en te help en dan nou natuurlik om SBB tot 'n baie sterk organisasie te dryf. Die sakekamer is daar om besighede te help en sodat SBB 'n baie sterk fundament kan vorm vir die dantyd, sou ek sê. En ek dink dit is 'n baie goeie inisiatief wat op die been gebring is. Dit is tog besighede en om dienste beskikbaar te hê, sodat die hele wêreld nie platval nie, maar dat jy weet, kan ek water kry, ek kan daar medisyne kry, ek kan daar kos kry. So ek dink dit is 'n baie goeie inisiatief deur SBB. Maar dankie vir daardie verwysing en die moeite wat jy gedoen het om uit te vind oor die eerste sakekamer wat gestig was. Wanneer sê jy 1599 daar in Frankryk, en ek dink dit is sulke voorbeelde uit die geskiedenis uit waaruit ons definitief kan leer. Ja. Goed, Eloise, baie dankie. So ter afsluiting het ons gister eintlik lekker gelag daaroor dat ons gesê het ons wil graag 'n gesprek op 'n positiewe noot eindig. Wat is iets wat mense nie van jou weet nie? Okay, ja, ek en Duarte het nou die aand so lekker gelag daaroor. Te sê vir hom, ek kook elke liewe aand vir ons tee, voordat ons nou gaan slaap. Dit is soos 'n afsluiting van die dag. Te sê vir hom, weet jy, niemand weet eintlik dat ek my tee kook voordat ek dit drink nie. Dit is eintlik 'n gewoonte wat ons het groot geraak so, maar dit het heeltemal uitgefaseer met sakkies tee en alles. So ja, dit is een ding wat min mense van my weet, is dat ek kook graag my tee voordat ek dit drink. Ek is baie lief vir tee, so ja. En dan sê jy kook die rooibos tee blaartjies en takkies net so in die water en dan gooi jy dit deur 'n siffie wanneer jy dit skink. Is dit hoe jy dit doen? Ja, as ons rooibos tee drink, ons kry gewoonlik maar die takkies van die plaas af en dan kook ons dit. Ek is nie baie lief vir rooibos tee in die sakkie nie, en as ek dit in die sakkie drink, moet ek dit verseker kook, maar ek hou van rooibos tee gekook, ja, die stokkies wat ons kook in die potjie op die stoof. Maar is rooibos tee drink iets waaraan jy baie blootstelling gehad het as kind? Ja, baie. Ja, ek het groot geraak daarmee. Ja, my oupa het geboer by Klein Willem en ons het die rooibos tee van die plaas af gekry in die stokkies, die rou stokkies, en ons het dit so gekook. Ja, jy sê nou Klein Willem, ek weet, ek stel dit op 'n mooi manier, is rooibos tee, die handelsmerk se claim to fame is dat Klein Willem en daardie area is die gebied in Suid-Afrika en dan nou die enigste plek in die wêreld waar rooibos tee verbou word. Dit is so, dit is waar, dit is ook die enigste area in die wêreld waar hy groei, waar hy groei sodat hy sy gesondheidswaarde het, wil ek amper sê. Hy kan op ander plekke ook groei, maar hy het nie daai selfde gesondheidswaarde in ander streke nie. Hulle verbou hom nie suksesvol nie. Ja.
Ja, dis soos as jy dink aan 'n skaap wat loop in die Karoo of dan nou elders in die wêreld. Daai vleis is tog verskillend. Verseker. Nou maar op Ja. daardie noot, jy kan kommentaar lewer of jy kan vir my 'n WhatsApp stuur op 0728585668. Dis die stasie Radio Roepsyn se WhatsApp nommer. En ek is Francis de Tooy, dis my program So Terloops op die radiostasie van Suidland Burgerlike Beskerming. Of jy kan kommentaar lewer op die YouTube video en jy kan daar sê of jy ook jou tee kook voor jy dit drink en of jy sommer net 'n sakkie laat trek. En ek wil hê Eloise moet, ek sien sy's nou van die skerm af, maar jy kan SBB se hoofkantoor kontak om by die sakekamer uit te kom, of jy kan die WhatsApp-lyn gebruik hier by die radiostasie, dan sal ons jou navraag kanaliseer na die regte persoon toe, as jy 'n navraag het vir Eloise spesifiek vir haar dienste wat sy lewer. En dankie vir die tyd wat jy vanoggend saam met ons spandeer het, Eloise. Laat dit goed gaan en groete daar in Kleinsee. Dankie Francis, baie dankie vir hierdie geleentheid en sterkte vir julle ook. Dankie.